Goeiedag Graad 8. Ek hoop julle almal is lekker by die huis, maar ongelukkig kan ons nie stil staan met wiskunde nie. Ek het dit goed gedoen, gedink om hierdie opname vir julle te maak oor die volgende werk wat ons moet behandel en die aktiwiteite wat julle saam met dit gaan moet doen. Kom ons kyk gou vinnig na die vorige werk wat ons gedoen het vir aktiwiteit 4. En dit is waar ons met gelyksoortige en ongelyksoortige terme gewerk het. Kom ons revise gou vinnig, ons hersien gou vinnig wat gelyksoortige en ongelyksoortige terme is. So ons weet dat gelyksoortige terme dieselfde letters of dieselfde veranderlikes met dieselfde eksponente bevat. Met ander woorde, kom ons kyk gou vinnig. 2a minus 8a en 3a. Kom julle agter dat elke term bevat 'n a. So met ander woorde, hulle is gelyksoortig. Ja, ons koëffisiënte verander of verskil, maar ons veranderlikes bly dieselfde. En ons weet dat elke veranderlike eintlik 'n eksponent 1 hierso het. 1, 1, 1. So ons weet dat ons eksponente en ons veranderlikes moet dieselfde wees vir terme om gelyksoortig met mekaar te kan wees. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. 13p tot die mag 2q en p2 tot die mag q. Kan julle sien dat 2p tot die mag 2p, skus tog, p tot die mag 2q en hier is nog 'n p tot die mag 2q. So q tot die mag 1, q tot die mag 1. Kan julle sien dat hierdie twee terme presies dieselfde veranderlikes en eksponente het. Daarom is hulle gelyksoortige terme. Kom ons kyk gou vinnig na ongelyksoortige terme. So, ongelyksoortige terme bevat verskillende letters en eksponente. Nou wat bedoel ek hierby? Kom ons kyk na die eerste voorbeeld wat vir ons gegee is. 2a minus 8a. Ja, hulle het verskillende koëffisiënte. Hierdie ouetjies is my koëffisiënte. Met die minus is my koëffisiënte. En hierdie twee wat ek nou net genoem het, bevat al twee a. Maar kom ons kyk gou vinnig na my konstante 3. Nou, bevat my konstante 3 a? Nee, my konstante 3 bevat nie a nie. Daarom is hulle nie gelyksoortig nie. Indien hier 'n a gestaan het, was hierdie inderdaad gelyksoortig, maar dit is nie, want my 3 is 'n konstante. En daar's geen letters nie, daar's geen veranderlikes nie, daarom verskil hy. Hy lyk nie dieselfde as hierdie ouetjies nie. Nee, hy doen nie. Kom ons beweeg vinnig aan. Ons kyk na die voorbeeld 13p tot die mag 2q en 6p tot die mag 6pq. So hierso sien ons p het 'n tot die mag 2. Het hierdie 6pq 'n tot die mag 2? Nee, p het nie 'n tot die mag 2 nie. Hulle lyk nie dieselfde nie. So hulle is ongelyk. Hulle is nie gelyk aan mekaar nie. Hulle lyk nie dieselfde nie. So daarom is hulle ongelyksoortige terme. Ons kyk gou vinnig na die ander voorbeeld, watter term pas nie by die res nie. So 3a tot die mag 2b minus 4a tot die mag 2b. So ja, hierdie twee is dieselfde. Ons kyk gou 6ab. So iets is 'n bietjie vreemd by hierdie ouetjie, want hy het nie 'n tot die mag 2 nie. So met ander woorde, hierdie ouetjie 6ab pas nie by die res nie, want kom ons kyk gou vinnig na 104a tot die mag 2b. So hierso sien ons dat elke term het 'n a tot die mag 2b, behalwe die een wat ek eers onderstreep het, behalwe my 6ab, want hy het nie 'n tot die mag 2 nie. Daarom is 6ab uit. So hy is nie saam met die res nie, hy lyk nie dieselfde nie, so hy is ongelyksoortig. Hierdie hele uitdrukking is ongelyksoortig, omdat al my terme in die uitdrukking nie dieselfde veranderlikes of konstantes bevat nie. En toe moes julle aktiwiteit 4 voltooi het. Nou kom ons beweeg vinnig aan na die volgende stukkie werk.
die benoeming en rangskikking van uitdrukkings. Met ander woorde, my een term, twee terme, drie terme en veel terme. Nou, ons het in die klas deur hierdie gegaan. Ons weet ons het 4 verskillende uitdrukkings of soorte uitdrukkings. My een term wat my monoom is, met ander woorde 3a. Daar's net een uitdrukking in die term en dit is 3a. Nou kom ons kyk vinnig na ander voorbeelde van een terme. Met ander woorde, nog 'n voorbeeld kan wees 4b of 5a tot die mag 2 of 7a of 8x. Hier's net een term hier binne. Nou, ons verander gou vinnig die kleur en ons maak hom sommer rooi. Kom ons kyk gou vinnig na die twee terme wat my binoom genoem word. So dit is 'n uitdrukking met twee terme en ons weet dat ons uitdrukkings word geskei of ons terme word geskei deur 'n plus of 'n minusteken. En hierso sien ons het 'n plusteken. So met ander woorde, hierdie is my een term en hierdie is my tweede term. So, as ons vinnig weer teruggaan, ons het rooi geselect en ek sê 2 term. Kom ons gaan vinnig terug. 2 terme. Met ander woorde, 4b plus 5a tot die mag 2. Ons weet dit word geskei. Hierdie is my eerste term en daai is my tweede term, skus tog. Dan my tweede enetjie sal wees 7a minus 8x. So, met ander woorde, ons weet ons terme word geskei deur plus en minus tekens. So, ons het 'n minus wat hier aan die gang is. Eerste term, tweede term. So ons weet hierdie uitdrukking bestaan uit 2 terme of dis 'n binoom. Nou, goed. Ons kyk gou vinnig hier aan die linkerkant na ons 3 terme of ons trinoom. 3? Julle verstaan wat ek gesê het in die klas. So 'n uitdrukking met 3 terme. Ons weet dat ons terme word geskei deur plus of minus tekens. My eerste term, tweede term en my derde term. So kom ons gaan vinnig 3. Ek wil net vinnig hierdie ouetjie aandoen. Ons kry 'n ander kleur en ons sê, hoekom wil hy nou nie 'n ander kleur select nie? Ons kry 'n ander kleur, ons maak hom sommer groen en ons gaan hierso terug aandoen, perfect. My 3 term. En vir my 3 term weet ons, hy moet gesplit word of verdeel word met 2 tekens. 2 plus of minus tekens wat hom 'n 3 term gaan maak. So met ander woorde, 4a plus 5b plus 6c. Daar is 3 terme in hierdie uitdrukking. Ons kan hulle nie bymekaar tel nie, want hulle lyk nie dieselfde nie, hulle is nie dieselfde nie. Ons het mos gesê, kom ons sê A is my appels, B is my piesangs en C is my pere. En ons kan nie appel, piesang, pere hê nie. Okay, ons kan appels en piesangs en pere hê, maar ons kan nie daai woord aan een hê nie, so hulle pas nie by mekaar nie, hulle kan nie saam opgetel word nie. Nog 'n voorbeeld sal wees, kom ons kyk vinnig. Al sê my uitdrukkings baie groot eksponente, al het dit baie groot eksponente, byvoorbeeld 6a tot die mag 2 plus 7a tot die mag 4 plus 8b tot die mag 5. Nou kom ons kyk vinnig na hierdie ouetjie. My tot die mag 2 en my tot die mag 4
is nie dieselfde eksponent nie. So met ander woorde, hulle gaan nie by mekaar geplus kan word nie, want my grondtaal, my veranderlike en my eksponent, nie my grondtaal veranderlike en eksponent nie, ekskuus tog ek het 'n foutjie gemaak, net my veranderlike en my eksponent moet presies dieselfde wees as 'n ander getal se veranderlike en eksponent vir ons om dit by mekaar te kan tel. So met ander woorde, hierdie is een term. Daai is my tweede term en daai is my derde term, want hulle lyk nie dieselfde nie. So A tot die mag 2 is nie dieselfde as A tot die mag 4 nie en is nie dieselfde as B tot die mag 5 nie. So met ander woorde, ek het 'n 3 term beet hierso. Nou, kom ons verander gou vinnig my kleur en ons maak hom sommer ons kyk hierso skus tog, ons maak hom pers of pink. Alright. Kom ons kyk na ons veelterm. So ons weet dat veelterm is ons maal Tannie, polinoom. Tannie Polly, sy is maal. Sy is overboord, sy het baie terme. 'n Groot persoonlikheid, groot terme, groot hoeveelheid terme. So, veelterm of polinoom is 'n uitdrukking met meer as 3 terme. Met ander woorde, 3a plus 4b minus 5c plus 6d minus e. So hier kan ons sien dat al my veranderlikes is verskillende letters, né? Dink gou vinnig daaroor. Yes, hulle is almal verskillend. So, met ander woorde, hierso kan ons sien hierdie is een term, hy lyk nie dieselfde nie. Hierdie is my tweede term, hy lyk nie dieselfde as die res nie. Hierdie is my derde term, hy lyk nie dieselfde nie. Vierde en vyfde. So, enige iets wat meer as 3 terme het, word 'n veelterm genoem. Dit word nie 'n 4 term, 'n 5 term, 'n 6 term genoem nie. Enige iets wat meer as 3 terme het, word 'n veelterm genoem. Terug na die regterkant. So met ander woorde, ek wil gesien, het ons nog 'n ouetjie hierso? Nee, ons het nie nog 'n ouetjie nie. Ons gebruik die volgende voorbeeld. 4ab plus 5a plus 6b plus 4c plus 5a tot die mag 2. So hierso kan ons sê nie een van hierdie ouetjies lyk dieselfde nie. Hierso het ek 'n A en 'n B, hier het ek net 'n A, hierso het ek 'n B, hier het ek 'n 4c en hier het ek 'n 5a tot die mag 2. So hierdie ouetjies is nie dieselfde nie, want hierdie eksponent is 1, maar daai eksponent is 2. So hulle is nie dieselfde nie. Daarom tel ons al hierdie terme apart op. Nou kom ons kyk gou uit hoeveel terme bestaan hierdie uitdrukking. So 1, 2, 3, 4 en 5. So 5 terme wat ook bekend staan as 'n veelterm. So as hy 6 terme het, nog steeds 'n veelterm. Perfek. Die volgorde van uitdrukkings. So, ons skryf die terme van 'n uitdrukking in dalende volgorde, van groot na klein, deur die eksponente van die grootste na die kleinste te rangskik. En die konstante, hierdie 6 aan die einde wat my konstante is, laaste te skryf. So ons het gesê konstantes is 'n getal wat alleen staan. So hy het nie 'n veranderlike by hom nie, hy het niks aan hom nie, dit is net 'n getal wat alleen staan. So, my konstantes is altyd aan die einde. Nou wat bedoel hulle by dalende volgorde? Van groot na klein. So dit is my eksponente wat gerangskik word van groot na klein. Kom ons kyk gou vinnig. 4 is groter as 3, daarom is minus 2x tot die mag 4 eerste my uitdrukking geskryf. Plus 2x tot die mag 3, hy is tweede, want hy is groter as my eksponent 2. So kan julle sien hoe hierdie eksponente in dalende volgorde gerangskik is. En dit is hoe ons uitdrukking neerskryf met ons konstante wat heel laaste in ons uitdrukking geskryf word.
Perfect. Kom ons beweeg vinnig aan na die volgende stukkie werk. Wanneer daar meer as een veranderlike in 'n uitdrukking is, skryf ons die veranderlikes in alfabetiese volgorde. Nou, ons het dit ook in die klas bespreek. Ons weet dat A kom voor B in die alfabet. Daarom is 3A plus B die korrekte manier. Dan weet ons dat B kom voor C in die alfabet en ons weet ons konstante is heel laaste in ons uitdrukking. So as ons kan sien, ek wil net hierdie ouetjie wegkry. Hoe kry ons hierdie ouetjie weg? Skus tog. Okay, hy moet maar nou net daar aan die kant wees. Yes, ons was hier so 3A plus B minus 6C. Kan julle sien hoe die letters van die alfabet, ons veranderlikes in alfabetiese volgorde geskryf word? Nou, hierdie ouetjies kan nie by mekaar getel word nie, want hulle veranderlikes is verskillend. Ons het net gesê, ek dink amper ons het die voorbeeld gebruik, piesangs, pere en appels. Dis piesangs, pere en appels. Nou, ons kry piesangs en appels en pere, maar ons kry nie piesangs, appel, pere nie. Okay, so hulle kan nie by mekaar getel word nie. Ek wil net al hierdie ouetjies teruggaan, beweeg ons aan. Wanneer daar meer as een veranderlike in 'n uitdrukking is, skryf ons die eerste alfabetiese letter in dalende volgorde en die tweede alfabetiese letter in stygende orde. Nou, wat bedoel ek hierby? Hier kan ons sien, x tot die mag 2, my volgende enetjie wat ek skryf, term wat ek skryf is 5x tot die mag 1, maar kom ons beweeg vinnig na my derde term toe. Hierso sien ons minus 2x tot die mag 2. So hierso kan ons sien tot die mag 1, so my tweede alfabetiese letter gaan stygende orde toe. So hierso sien ons stygende orde is van klein na groot, so hierso is my tot die mag 1, en my tweede ouetjie is tot die mag 2. Kan julle sien hoe 1 en 2 in stygende orde gaan, so van klein na groot, en my konstantes, het ons gesê, is altyd heel laaste. Ek wil net om backspace. 100%. Volgorde van uitdrukking. Veranderlikes is altyd in dalende en alfabetiese volgorde. Nou moet julle vir my asseblief, ek wil hierdie ouetjie aan die regterkant na swart verander, aktiwiteit 5 voltooi. Sorry, ek probeer nog hierdie laptop uitfigure. Ons gaan sommer so. Aktiwiteit 5 op bladsy 123 en julle met nommer 1, 2, nommer 1, nommer 2, nommer 3A, C, E, G en I voltooi. So kom ek doen sommer die ouetjies saam met julle, sodat julle presies weet wat om te doen. Ek gaan 1A saam met julle doen, so as julle julle handboek oopmaak op bladsy 123, waarop aktiwiteit 5 is, dan sal julle die volgende raak lees. So die aktiwiteit sê, benoem en rangskik uitdrukkings. So, nommer 1, benoem elke uitdrukking. Hulle gee vir ons 'n wenk wat sê, tel hoeveel terme daar is. So, my eerste ouetjie sê vir my 5p tot die mag 3 plus 2p minus 3. Nou moet ons sê, hoeveel, of ons moet basies gaan tel hoeveel terme daar is. So hoeveel terme is daar? Ons weet dit word geskei deur plus en minus tekens. So ons kan hom sommer so skei. So hier is my eerste term, tweede term en my derde term. Met ander woorde, ons moet hierdie uitdrukking nou gaan benoem. So dit is 'n 3 term. Of wat? Wat is die ander naam vir 'n 3 term? 'n 3 en 3 noom. So 'n 3 noom.
Perfek, so daar is 1a. Kom ons kyk gou vinnig na 2a. So, die vraag by 2a sê vir my, skryf elke uitdrukking in dalende volgorde neer. 2a sê vir my 13a tot die mag 2 plus a plus 12a tot die mag 5. So my notas hiersom het vir my gesê dat 13a tot die mag 2 plus a plus 12a tot die mag 5. Ons het gelees en nou net gedoen dat my eksponente moet in dalende volgorde geskryf word. So van groot na klein, van 'n daal, 'n vliegtuig daal van hoog na laag tot op die grond. So kom ons kyk, wat se eksponent is die hoogste hierso? En dan sien ons 5. My 5 is die grootste. So met ander woorde, my antwoord gaan wees 2a tot die mag 5. Nou wat se eksponent is volgende wat aan a gekonnekt is of gekoppel is groter. A of 13a tot die mag 2. Nou sien ons 2 is groter as 1 want ons weet daar staan 'n 1, so met ander woorde my volgende ouetjie gaan wees 13a tot die mag 2 plus a. En dan is my antwoord in dalende volgorde geskryf. Kom ons kyk gou vinnig na 3. Ek wil sommer 'n ouetjie doen wat julle nie moes doen nie. Kom ons doen 3b. 3b sê vir my 4a plus 6a tot die mag 2 minus 7 plus a tot die mag 3. En die vraag, kom ons lees gou vinnig eers die vraag. Die vraag sê skryf elke uitdrukking in die korrekte volgorde. So die korrekte volgorde is dalende volgorde. Dit het ons gesê net nou altyd dalend, behalwe as hulle vir ons sê stygende volgorde. Kom ons kyk gou vinnig na ons eksponente. Voordat ons dit doen, ons kyk gou, het ons 'n konstante in ons uitdrukking? Ja, ons het. Ons konstante is minus 7. En ons weet ons konstante gaan die heel laaste geskryf word. Nou, ons gaan kyk gou vinnig na ons veranderlikes en hulle eksponente. Nou, ons sien daarom dat elke veranderlike wat a is, daar's geen ander veranderlike in my uitdrukking nie. So kom ons kyk gou vinnig na sy grootste eksponent. Nou, wat is a se grootste eksponent? En hier sien ons dat a se grootste eksponent is tot die mag 3. So my hele uitdrukking is my tot die mag 3 die grootste. Met ander woorde, a tot die mag 3 gaan heel eerste geskryf word. Dan weet ons daai ouetjie is afgehandel. Nou, kom ons kyk gou na my tweede grootste eksponent, want hy moet daal, né, van groot na al hoe kleiner. So my tweede grootste een is 6a tot die mag 2. My derde, ons maak ons so, dan weet ons hy's afgehandel. My derde enetjie gaan wees 4a en ons weet my konstante wat minus 7 is, gaan heel laaste geskryf word. So met ander woorde minus 7. En nou gaan julle aktiwiteit 5 kan voltooi.